U het opgestaan vir my. U het opgestaan vir elke een wat vanmôre hier is. Nie omdat ons so goed was nie, nie omdat ons so smart was nie, nie omdat ons baie geld in die bank het nie, maar oor sy genade wat so groot gewees het. Toe ek daar wanhoopig in sonde gelê het hy gekom en hy het my opgetel. Hy het my gewas in sy kosbare bloed. Hy het my gevul met sy Heilige Gees en ek weet hy lewe hier binne in my en ek het rede om vanmôre bly te wees. Ja, ek is nie almal se cup of tea nie, maar bear with me, want ek is excited, want toe niemand anderste hoop of lus of tyd gehad het vir hierdie vrou, en sy in 'n diep sondige toestand in hierdie gansbaai gelê het, waar die leenaars en male nagte deur gebid het vir my, het Jesus my siel kom red. So ek kom vanmôre sê, prys die koning, kom ons spat die duiwel vanmôre, en ons sê, prys Jesus, prys Jesus. Ek prys nie vanmôre Allah nie, Allah is dood. Ek prys nie vir Mohammed nie, Mohammed is dood. Ek prys nie vanmôre Hare Krishna nie. Jy weet nie waar hy is hier. Ek prys Jesus. Jesus, hy lewe, hy het opgestaan. Halleluja, halleluja. Ons prys sy naam. Vader, ons dankie. Ons loof, ons prys, ons eer U. En ons verklaar vanmôre, U het waarlik opgestaan. En ons is hier vanmôre om fees te vier oor dit wat die Here vir ons nagelaat het. Ons gee aan U die lof en die eer. Dankie vir elke man en vrou en kind in hierdie gebou, dat U ons aanraak. Daar's 'n ou koortjie wat sê, as hy jou aanraak, dan sal jy dadelik weet. Maar ek bid vanmôre vir elke een, dat hulle 'n aanraking van U sal ontvang, sodat hulle sal weet, dit was goed om in die teenwoordigheid van die Here te kan wees. Here, weet dit vanmôre, U woord is die hoogste gesag. U kry vanmôre al die lof en al die eer, en ons prys U naam, Vader God. Jesus lewe, U het opgestaan, en daarom het ons opgestaan in U genade. Here, word verheerlik in hierdie oomblik, en Here, ek dank U, dat ek vanmôre wil bid, dat U woord sal deurbreek, dat dit so saad op vrugbare grond sal val, dat dit sal ontkiem, dat ons nie net vergeetachtige hoorders van die woord sal wees nie, maar dat ons sal uitgaan en daders van die woord sal wees, om aan mense te verkondig, hy lewe, hy het opgestaan, prys, prys, prys sy naam, amen. Goeiemôre, U kan vir 'n oomblik sit. Ok, as jy die Bybel sê, en ek wil jou ook aanmoedig, bring jou wapen, bring hom saam, kyk toe. Ek weet baie van ons, ek self doen dit op my selfoon, maar dit is net, dit voel my net altyd goed om met die woord van die Here onder my arm in te stap hier. Dis my wapen, dis my swaard. Mag die Here vanmôre hierdie woord aan jou hart seën. Markus 16 vers 2 tot 6. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, dit was vroeg, kom hulle by die graf. Ek ken nou die gedeelte vooraf. En hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons hierdie steen voor die opening van die graf wegrol? Toe hulle opkyk, toe sien hulle, wow, hierdie steen is weggerol en dit was baie groot. En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed aan die regterkant sit. En hulle het groot geskrik, ek sal ook geskrik het. En hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie. Julle soek Jesus, die Nasareëner wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. En dit is my woord. Ek praat oor opstandingskrag en ek is hier om jou te bemoedig vanmôre. Jesus se opstanding het vir ons 'n nuwe begin gebring. Van Pastor Bella Madini op Vrydag met die kruisiging, 'n woord wat toepas
what He has started. Maak nie saak hoeveel ups en hoeveel downs jy gehad het nie. Maak nie saak hoe donker dit is rondom jou nie. God is daar vir jou en dit wat Hy begin het, sal Hy klaarmaak. God gaan jou van jou donker Vrydag omstandighede deurvat na jou deurbraak Sondag toe. Deurvat na jou Sondagprys omstandighede. Ek sê weer, God will always take you from Friday to Sunday. Hulle sê mos, it might be Friday op goeie Vrydag, but hallelujah, Sunday is on its way. Hallelujah. Jesus, ek prys U vanmôre. No matter how long it takes, He will finish what He started. Miskien is dit Vrydag, die donker Vrydag omstandighede in jou lewe op hierdie oomblik. Dalk sit jy met 'n klomp uitdagings dat jy nie weet watter kant toe nie. Dalk wat jy moet baas raak en jy weet nie hoe dit gaan gebeur nie. Negatiewe gedagtes, ons het gisterand gehoor van die negatiewe gedagtes. Ek sê vir Pastor Beryl gisteraan, wat sal ek nou preek vanoggend, want tussen Sylvia en Leanne, dit is nou al klaar, alles al bevestig, maar ek kom net en ek kom sit die stempel op dit. Negatiewe gedagtes sê vir jou, dis verby met jou, dis klaar met jou, jy word nie beter nie. Ag, hoekom gooi jy nie maar net handdoek in nie? Miskien is jy vandag hier in jou Vrydag seisoen en alles lyk dood en dor en mismoedig en mistroostig rondom jou. Dan is jy vanmôre hier op die regte plek. Halleluja, op die regte tyd, sodat ek jou kan moed inpraat, sodat jy met 'n huppel in jou stap kan uitgaan en vir mense kan gaan vertel, Jesus is alive. Ek wil jou net vanmôre bemoedig, na elke Vrydag, so mense wat altyd sê, geestelik gesproke, na elke Vrydag is daar 'n Sondag. Na elke doodboodskap is daar 'n opstanding geestelik. God is getrou en Hy wil jou getrou sien. God wil sien en hoor dat jy hom herinner aan sy beloftes. Dit wat Hy in sy woord beloof het, is waar. Ek het niks anderste as om U vanmôre meer te bemoedig as net die skrif en die beloftes van die Here nie. Hy het beloof, Hy sal ons nooit begewe nie. Hy sal ons nooit verlaat nie. En as Hy dit gesê het, voorwaar, Hy sal dit doen. En dit is genoeg vir my om aan vas te hou totdat dit waarvoor ek hom vertrou waar word en realiseer. Spreek dit uit. Verklaar dit, bely dit, maak dit los in die atmosfeer. Ek het dit nou al hoeveel kere hier gesê. Dit wat jy praat, word losgemaak en opgevang in die atmosfeer en iewers manifesteer dit. Of dit nou goed is en of dit sleg is. So begin jouself te skool daarin om die woord van die Here te praat. Begin jouself te skool daarin dat jy begin sê wanneer die vyand na jou toe kom, dat jy vir hom kan sê, daar staan geskrywe. Ek wil vanmôre vir die vyand sê, daar staan geskrywe. Jesus lewe en Hy het opgestaan. Halleluja. Jou Sondag is op pad. Jesus het beloof 'n lewe van oorvloed. Pastor Beryl het dit vir ons so mooi verduidelik Vrydagoggend. En as God in sy woord sê, deur Jesus se wonde is jy genees, dan is dit so. As God in sy woord sê, jy's meer as 'n oorwinnaar en tot alles in staat, dan is dit so. As God in sy woord sê, daar is herstel, dan is dit so. Ek glo God, ek glo sy woord. God se intensie is om sy beloftes oor jou en my tot stand te bring. Maar weet jy wat? Partykeer staan ons self in die pad van sy beloftes om te realiseer in ons eie lewe. We block our blessings. Ek gaan nog daaroor bedien. He is the author and the finisher of our faith. God will never start something that He cannot finish. Dit is nie hoe God werk nie. Wanneer God 'n droom in jou hart sit, kom ons sê byvoorbeeld, om 'n besigheid te begin, dan sien hy reeds die voltooiingsdatum. Hy sien reeds die einde. Wanneer jy 'n droom in jou hart het wat moet realiseer, het jy net hierdie prentjie van, ek gaan iets begin, ek gaan iets doen, maar God sien ver. Hy sien die
voltooide datum is daar. Hy sien dit klaar voltooi. Jy sien dit nie so nie, maar God kyk daarna en hy sien, it is completed. Ek wil jou vanmôre bemoedig, hou aan met bid. Hou aan met bid, soos die ingesê tot lig deurbreek. Hou aan met droom. Hou aan om God te herinner in sy beloftes. Want ek sê weer, wat God begin het, maak hy klaar. God will always finish what he started. God wil jou van jou Vrydag vat na jou Sondag toe. Hy wil jou van nederlag vat na oorwinning toe. Hy wil jou van nederlag vat na deurbraak toe. He will always finish what he started. Hy het 'n goeie plan vir jou. Hy het 'n goeie plan vir my. Dalk droom jy vanmôre net om uit jou siekte toestand uit te kom. Dalk droom jy dat jou geldsakies net moet regkom. As jy uit die natuurlike daarna kyk, dan lyk dit vir jou daar, dit lyk vir jou onmoontlik en dan dink jy, die ekonomie is so sleg. Besigheid is so stil. Hoe gaan ek dit maak tot einde van die maand? Maar God kyk aan die einde. En as jy getrou is God meer as getrou om te doen dit wat hy beloof het in sy woord. Ek wil vanmôre sê, God opereer nie in die natuurlike soos ons nie, soos wat ons met ons blote oog kan sien nie. God does not live by death circumstances. God handel nie en hy werk nie en hy doen nie en hy opereer nie. Hy opereer, hy handel, hy handel en hy werk en hy doen en hy opereer in die opstandingskrag van Jesus Christus, want hy is nie groot ek is, hy is die almagtige en hy kan steeds dooie omstandighede tot lewe bring, because he is the God of the supernatural increase. En ek sal maar sê amen en ja, prys sy naam. As jy dit vanmôre kan vat, jy kan dit jou eie maak, en jy kan dit in jou gees bære, en God herinner aan sy beloftes, dan kan die Here nie anders as om jou te seën en guns oor jou huis, oor jou omstandighede, oor jou liggaam, oor jou besigheid te bring nie. Want hy is 'n waarmaker van sy woord, en dit wat hy begin het, maak hy klaar, al vat dit soms lank. Vra vir my, al vat dit lank, ek weet, dan verloor ons hoop, ons verloor baie keer geloof, en dikwels verloor ons die stryd in ons gedagtes. Geen wonder dat Joyce Myers het 'n boek geskryf of The Battlefield of the Mind, want dit is hier, waar die grootste oorlog altyd aangaan, as jy nie geanker is in die woord van die Here nie. Ons moet die Here vertrou, dat hy ons koppe, ons gedagtes weer aanraak, dit weer nuut maak, sodat ons die dinge kan bedink wat daar bo is. Ons hou ons te veel besig met allerlei aardse nonsens, ons hou ons te veel besig met allerlei goed wat niks van belang het in koninkryk nie. Die woord sê in Kolossense, bedink die dinge wat daar bo is en nie wat op die aarde is nie. Ons moet weer by die punt kom dat ons begin dink aan die dinge wat daar bo is, en net omdat jy hoop opgegee het op 'n saak, beteken dit nie dat God hoop opgegee het nie. God glo in jou.
circumstances. Daar was 'n tyd wat ek 'n ernstige lewerkondisie gehad het, wat ek nie eens die woord van wil uitspreek nie, hier het al gehoor. Nie een enkele dag het ek vir enige iemand gesê wat my kondisie is nie. Nie een enkele dag het ek verklaar dat die dokter Januarie gesê het, maar as jy nie dit en dit en dit doen nie, dan moet jy maar huis toe gaan en doodgaan. Nie een dag het ek dit verklaar nie, maar ek het verklaar terwyl ek so siek was, dat my man my moes badkamer toe dra as ek moet gaan tande borsel of iets, het ek steeds verklaar, Lord, by your stripes I am healed. Ek is so siek, ek kan nie my kop optel nie. Dan sê ek, you were wounded for my transgressions, you were bruised for my iniquities. Lord, I thank you, by your stripes I am healed. Loof die Here oor my siel, vergeet geen een van sy weldade nie. Hy wil al my ongerechtigheid vergewe. Hy wil al my krankhede genees. En dan sê ek is gesond. Ek verklaar die woord. Ek het nooit radiasie of chemo of enige behandeling ontvang nie. En na 6 maande het die Here vir my 'n splinter nuwe lewer gegee. Het wel die helfte van die lewer in die teater afgesny. Kyk of ek see if I care. Maar wat ek wil sê is, speak life over your circumstances. Jy kies om as 'n oorwinnaar te lewe. Ek het 'n besluit geneem. Die dag toe Jesus my siel red, het ek besluit, ek het dit geniet om in die wêreld te wees en ek gaan hom beter geniet. So of dit goed gaan met my en of dit sleg gaan met my, ek prys die Here. En weet jy wat, ons het in hierdie afgelope tyd, het ons moeilike tye deurgegaan. God het ons deurgedra. Hoe lyk ons vanmôre vir julle? In 'n slegte kondisie? Nee, want terwyl dit lyk, dis donker rondom ons en ons weet nie wat om te doen nie. En ons oë is op die Here, het ons hom op sy woord gevat en gesê, Here, daar is 'n woord, daar is 'n belofte, dat U ons nooit sal begewe, ons nooit sal verlaat nie. Daar staan geskrywe, dat U is, maak ons nie kop in hierdie stad nie. Ons gaan vorentoe, ons gaan nie agtertoe nie. En ons staan op die beloftes van die woord. En dit is wat ons deurdra, dat ons deur genade vanmôre hier kan staan. Loof sy wonderlike naam. Moenie taal opgooi nie. Moenie opgee op jou gebede nie. Jy bid miskien vir jou kinders, vir jou man, vir jou vrou, jou familie. Don't give up. You're on a brink of a miracle. Kry net weer jou verwagting terug. Kry net weer jou expectation om te sê, hoe hy dit gaan doen, ek weet nie, maar dat hy verseker dit gaan doen. Dit weet ek. Sondag, opstandingsdag, die dag van lewe, die dag van deurbraak, die dag van opstanding is hier. Ons almal weet dit. Jesus se laaste woorde was aan die kruis. Dit is volbring. It is finished. That just wasn't a statement of a fact. That was a statement of faith. Dit was nie 'n feit nie. Dit was geloof. Met hierdie woorde het Jesus eintlik aan sy Vader gesê, Vader, ek het my deel gedoen. Ek het volbring dit wat ons beplan het. En nou, Vader, het ek volle vertroue dat dit wat U begin het, U gaan klaarmaak. Is ons God nie groot nie? Is ons God nie groot nie? So awesome God. En selfs al het gelyk of dit Vrydag die einde was vir sy groepie mense wat daar gestaan het. Jesus se dood en sy opstanding was eintlik die begin van nuwe lewe. Halleluja! Kom ons gee die Here 'n ander klap en sê dankie Jesus. Wanneer dit donker Vrydag in jou lewe en in jou omstandighede is en jou lewe lyk so te mekaar asof niks gaan uitwerk nie, wil ek jou uitdaag vanmôre om te verklaar, it is finished. Sylvia het so mooi gesing gisteraan, it is finished, the battle is over. Die battle wat nou daar is, he is fighting for me, ek het nie nodig om te beklei nie, ek staan terug en hy stry my geveg vir my. Here, ek weet net U gaan my liggaam gesond maak. It is finished. Here, ek weet U gaan verhoudings herstel.
it is finished. Die prys is klaar betaal. Here, ek weet, U gaan deurkom vir my. Ek weet, U gaan deurkom vir elkeen. It is finished. Begin spreek oorwinning oor jou lewe. Spreek deurbraak in jou lewe en hou op om nederlaag en verslaandheid te spreek. Remember, God always finish what He has started. Ek sê weer, dit mag dalk jou Vrydag wees, geestelik. Halleluja. Sondag is op pad. Sondag is hier. Hy lewe. Hy het opgestaan. Neem 'n stap in geloof. Begin God 'n slag te prys, man, vir jou deurbraak wat jy nog nie sien nie. Begin God met te prys vir jou genesing wat jy vir Karen gesê. Al ervaar jy dit, jy sê dankie Jesus. Ek klaar betaal. Dis hoekom sy vanmôre hier sit. Ons het Vrydag op gaan bid by die huis. Look what the Lord has done. Wat jou genesing, wat jou vrymaking, wat jou oorwinning, spreek dit. Jesus het opgestaan uit die dood, sodat jy in die gees kan opstaan. Pastor Perel is vir my baie kosbaar, dat baie mense by nagmaal, dan huil hulle verskriklik, want Jesus is dood. En hulle het nooit by daai plek uitgekom, dat hulle kon uitvind, isn't that sad? Dat hulle uitgevind het, hy is nie meer dood nie, hy lewe, hy is nie meer in die graf nie, hy hang nie eers meer aan die kruis nie, Jesus lewe, halleluja, soos ons altyd by ons vorige gemeente gesê, Jesus lewe en die duiwel bewe, inderdaad, jy het die krag om te oorwin, jy het die krag om te oorkom, jy het die krag om in 'n opstandingslewe saam met Christus te lewe, dis jou keuse, elke liewe dag van jou lewe, wandel in Jesus se opstandingskrag. Ek sê weer, wat die woord sê, Filippense 1:6 sê, hy wat 'n goeie werk in jou begin het, hy sal dit volëindig tot op die dag wat Jesus kom. God doen nie halwe werk nie. Praat asof dit reeds gebeur het. Dink asof jy reeds het wat jy God voor vertrou. Glo asof dit reeds gebeur het. Verklaar dit, proklameer dit. Ek kan nie genoeg sê nie. Spreek lewe, spreek lewe, spreek lewe. Kry vanmôre hierdie prentjie. Ons baie keer sien ons maklik. Ek sien maklike dinge as ek in 'n prentjie kan dink. Sien, hulle sit Jesus op Vrydag in die graf. Het jy daai prentjie? Is julle hier? Is julle met my? Ek is seker dat Satan en al sy magte het 'n celebration partytjie gehou om oorwinning te vier. Dis nou Emilia 3:7, hè? Vyand het gedink, daar het ons jou nou, net daar waar ons jou wil hê. Maar kyk in hierdie prentjie. As ons 'n bietjie musiek kan kry, baie dankie saggies. Ek is amper klaar. Kry die gedagte in jou prentjie. Die prentjie. Jesus in die doderyk. Jesus was nooit in die hel nie. Niemand was nog in die hel nie. Want dit is voorberei vir Satan en sy engele aan die einde van die wittroon oordeel. En Satan en sy trawante, hulle begin 'n party en skielik hoor hulle, is julle hier? En skielik hoor hulle voetstappe. Hulle hoor dit? Voetstappe. En hulle sê, wat kan dit wees? En hulle hoor die voetstappe. En hy stap. En hy stap. En het stap. Dit is Jesus. Hy het opgestaan. Maar hulle dink, ek wonder, wat kan dit wees? Dankie Bernard. Hulle wonder, wat kan dit wees? Hou aan. Jesus is op pad. Hy stap met krag, met autoriteit. En hulle hoor, en hulle kom nader en hulle sien, iemand is op pad. Maar wie is dit? Wat kan dit wees?
is over. En ek sien, halleluja, ek sien, Jesus kom. Hy sê, Satan, jy het my op 'n keer in die hakskeen gebyt, maar nou gaan ek jou kop vermorsel. En sy voet is op die vyand se nek. En Jesus het sy kop vermorsel. Vandag het hy geen autoriteit behalwe dit wat jy hom gee nie. Hy het geen mag nie. It looked like dark on Friday, but Sunday morning was a different story. Die dood kon hom nie hou nie. Die graf kon hom nie hou nie. Hy lewe vir ewig en vir altyd. Hy heers, hy triomfeer. En ek wil vanmôre vir jou sê, dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, die opstandingskrag is binne in jou, is binne in my. You just need to let go of it. You just need to release it. Halleluja. Binne in jou is dinamiet krag. Boekser is op pad en ons gaan meer leer oor daardie dinamoskrag. Jy het krag om die vyand op sy plek te sit in Jesus se naam. So as die vyand nog vandag weer vir jou kom sê, jy sal nooit uit jou probleme uitkom nie, dan sê jy vir hom, God is dit wat my laat triomfeer. En hy gaan sê, jy sal nooit by jou droom uitkom nie. Dan sê jy vir hom, ek is tot alles in staat deur Jesus wat my krag gee. As hy nou nog vir jou weer sê, jy gaan nooit gesond word nie, dan sê jy vir hom, deur Jesus, nie sy, deur Jesus Christus se wonde is ek genees. As hy kom en hy sê, maar jy het so baie foute. Alles wat jy doen dit net verkeerd. Jou foute en jou sondes raak net groter. God is groter as al jou sonde. God is groter as al ons foute. It may look like Friday, but Sunday, hallelujah, is on its way. Jesus het gesterf aan die kruis. Eenmaal, vir almal, vir altyd. Hy gaan nooit weer terugkom aarde toe om te kom sterf aan die kruis nie. Terugkom gaan hy, ja, dis 'n preek vir 'n ander keer, but he's done it once and for all. Dit is volbring. En in hom kan jy oorwin as jy wil. Die opstandingskrag van Jesus is binne in jou. Jy vat dit in Jesus naam. Ek vra vanmôre, hoekom is die kerk, ek praat nie van die gemeente en ek praat van geredde mense, breë algemene plekke waar kinders, wedergebore kinders van die God, hoekom is die kerk so kragteloos in hierdie dae? Hoekom sien ons nie meer wonderwerke gebeur nie? Hoekom sien ons nie meer dat mense net gevul word met die Heilige Gees sonder in die banke, terwyl aanbidding aan die gang is nie? Wat het gebeur in tussentyd? Is daar fout by God? Nee, ons het ons opstandingskrag verloor. En ek wil vanmôre sê, dat dit tyd gaan om kerk om op te staan in die naam van die Here. Let God arise and the enemy be scattered in the mighty name of Jesus. Maar as jy die krag verloor het, vat dit vanmôre terug in die naam van Jesus. Jy het die opstandingskrag in jou. Ons het gesing, daar staan hy op uit die graf, triomfeer oor al die vyandsmag. Halleluja, hy verrys oorwinnaar oor die groot dood en hel. En hy heers as koning van die groot heelal. En dan sê mense, hy leef. Ja, hy leef. Halleluja, Christus leef. Dit dank die Here, dit gebeur nie hier nie. Maar ek wil sê, hy lewe. Hy lewe. Halleluja. Jesus lewe. Hy het opgestaan. Sondag is hier. Opstanding Sondag is hier. God wil jou bring van jou Vrydag na jou Sondag toe. God wil jou bring van nederlaag na oorwinning toe. Maar dis vir jou om te besluit of jy dit wil hê. God wil jou opnuut bekragtig met die krag van sy Heilige Gees. Maar dis vir jou om te besluit om dit te vat. Dis gratis. Dis vir die
dink jy het verloor, dan moes jy nou al hier gestaan het al. As jy vanmôre sê, pastoor, ek soek daai opstandingskrag wat jy van praat, dan moes jy al hier gestaan het. Ek wil nie eens vra, wie is daar? Wie is daar? Ek is seker, so seker as wat ek vanmôre hier staan, en my naam en Melia Swanepoel is die mense wat God se opstandingskrag nodig het in hulle lewe om vanmôre en vir oormôre. So ek wil jou uitnooi om te sê, kom, as jy gebed nodig het, en sê, Lord, I need that power. Lord, bring back those happy days where the Spirit fell in every way and the love of God shone on every face. Lord, bring back those happy days. Baie dankie, kom vorentoe. Pastore, kom asseblief en kom help dit vir ons. Maar jy kan nie vanmôre hier uitstap kragteloos en lamsakkig en ellendig nie. Jy het 'n werk om te doen. Jy het 'n werk om te doen om mense te gaan sê, Jesus lewe. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan. En jy kan dit nie doen sonder die opstandingskrag van Jesus in jou nie. Soos jy die Here vanmôre nodig het in gebed vir 'n nuwe vars aanraking, 'n nuwe vars salwing. God is hier. Sy salwing is hier. Halleluja. Jesus is alive. Kom vorentoe. As jy genesing nodig het, as jy oorwinning nodig het, as jy deurbraak nodig het van enige saak, God is able. He's taken you from your Friday to your Sunday, but you need to be willing. Is daar nog iemand wat vanmôre gebed nodig het, dan kom jy na vore. Padre, kan ons miskien daai lied start to sing, He's alive again. The stone's been rolled away. He's alive again. No longer in the grave. He's alive again. I can hear the angels say, let all the world rejoice. He's alive. Kan ons staan en dit saam sing?